So, jy soek 'n nuwe rekenaar, maar jy voel 'n bietjie verlore tussen al die opsies en tegniese praatjies. Wel, vandag gaan ons daardie hele proses vir jou afbreek. Ons gaan jou help om die perfekte masjien vir jou lewe te vind. Reg, kom ons spring sommer dadelik weg hiermee. Klink dit bekend? Jy stap in 'n winkel en jou oë slaan toe van al die nommers en name. Dis daai klassiese keuseverlamming, maar moenie stres nie. Ons gaan dit vandag saam uitfigure. So hier's die ding, ons gaan die hele benadering op sy kop gooi. Die vraag is nie, watter rekenaar is die beste nie. Die regte vraag, die een waarmee ons moet begin, is, wie is die gebruiker? Alles begin by jou. Goed, dit bring ons by ons eerste en seker die belangrikste afdeling, wie is die gebruiker? As ons hierdie een kan vaspin, is die res soveel makliker. Eerstens, kom ons ontmoet die alledaagse gebruiker. Dink aan die persoon wat e-posse stuur, op die internet rondkyk, dalk 'n fliekstroom of aan 'n dokument werk. Dis jou tipiese huis- of kleinsake gebruiker wat net wil hê die ding moet werk, sonder enige filtrasies. Dan, aan die ander kant van die spektrum, het ons die supergebruiker. Hierdie is die persoon wat hulle rekenaar se engine in die rooi druk. Ons praat van intense speletjies, komplekse 3D-ontwerp of professionele foto- en video-redigering. Hulle het krag nodig en baie daarvan. En laastens, die mobiele gebruiker. Vir hierdie persoon is daar een wagwoord, draagbaarheid. Hulle is altyd aan die beweeg en hulle het 'n toestel nodig wat kan byhou, of dit nou 'n superligte skootrekenaar of 'n kragtige tablet is. Sien jy die patroon? Elke gebruiker het 'n heeltemal ander prioriteit. Vir die een is dit betroubaarheid, vir die ander pure werkverrigting en vir die laaste draagbaarheid. En daardie een woord, wel, dis die sleutel wat alles gaan oopsluit wanneer ons nou na die hardware kyk. Nou dat ons weet vir wie ons koop, is dit tyd om die engine kap oop te maak en te kyk wat binne in die boks aangaan. Kom ons praat oor die kernkomponente. So heel eers die SVE, of sentrale verwerkingseenheid. Die maklikste manier om hieraan te dink, is regtig as die rekenaar se brein. Hoe vinniger en kragtiger die brein, hoe vinniger kan hy instruksies uitvoer en probleme oplos. En hier sien ons dadelik hoe ons gebruikertipe saak maak. Vir alledaagse take is 'n standaard SVE heeltemal piekfyn. Maar vir 'n supergebruiker wat 4K video's redigeer, as hulle nie 'n topvlak SVE het nie, gaan hulle sit en na 'n skerm staar wat vir ewig neem om iets te doen. Dis pure frustrasie. Goed, volgende is RAM. As die SVE die brein is, dink aan RAM as jou lesenaar se oppervlakte. Dis die plek waar jy al jou oopprogramme en leiers hou terwyl jy werk. Dink gou hieroor na. As jy net 'n brief tik en e-posse lees, het jy nie 'n reuse lesenaar nodig nie. Maar as jy 'n videoredigeerder is met tientalle groot leiers oop, het jy 'n massiewe werkspasie nodig. Sonder genoeg RAM raak jou lesenaar deurmekaar en alles word stadig. Dis hoekom 'n supergebruiker baie meer RAM nodig het. Dan kom ons by stoorplek. Hier is daar 'n klassiese tweestryd. Die ouer maar groter HDD teen die nuwer blitsvinnige SSD. 'n SSD laat jou rekenaar binne sekondes aanskakel, maar jy betaal meer vir minder spasie. 'n HDD gee jou massa spasie vir goedkoper, maar stadiger. So, die vraag aan jou is, wat is belangriker? Spoed of grootte vir jou begroting? Reg, ons het nou die binnegoed uitgesorteer. Kom ons kyk nou na die goed wat ons actually sien en aanraak, die randapparatuur. Vir 'n fotograaf of 'n grafiese ontwerper is die monitor nie net 'n skerm nie, dis 'n stuk presisiegereedskap. As die kleure op die skerm nie 100% akkuraat is nie, is die finale produk, die gedrukte foto, heeltemal verkeerd. Dis hoekom hulle in hoë resolusie kleurakkuraate skerms belê. So met drukkers is die vraag eenvoudig. Het jy 'n alles-in-een masjien nodig vir 'n tuiskantoor wat kan druk, skaneer en kopieer, of moet jy dalk kwotasies kan uitdruk terwyl jy by 'n kliënt sit met 'n klein, draabare drukker? Jou werkstyl bepaal die antwoord. Reg, so nou het jy die perfekte rekenaar vir jouself gekies. Maar kom ons vat 'n oomblik en zoom heeltemal uit. Want die masjien op jou lesenaar is deel van 'n veel groter storie. Die storie van hoe inligting en kommunikasietegnologie of IKT ons wêreld verander. En dis hier waar dit regtig diep raak. Hierdie tegnologie, dis soveel meer as net plastiek en silikon. Dis 'n instrument wat menslike vermoëns uitbrei en mense toegang gee tot geleenthede wat voorheen ondinkbaar was. Dink byvoorbeeld aan hulptegnologie. Danksy dinge soos braille, sleutelborde, skermlesers en alternatiewe invoertoestelle, kan mense met gestremdhede ten volle deelneem aan die digitale wêreld. Dis nie net 'n gerief nie,
Dis 'n brug na gelyke geleenthede. En hierdie impak spoel oor die hele wêreld. 'n Dokter in 'n groot stad kan help met 'n operasie in 'n afgeleë dorpie. 'n Kind op die platteland kan toegang kry tot dieselfde opvoedingsmateriaal as 'n kind in die stad. Dit is die krag van IKT. Goed, dit bring ons by ons laaste afdeling. Ons het gekyk na waar ons nou is, maar waarheen is hierdie tegnologie alles op pad? So, wat hou die toekoms in vir die rekenaar in jou sak of op jou lesenaar? Wel, die tendensie is glashelder. Dit gaan kleiner en kragtiger word. Dit gaan meer bewus wees van jou en jou omgewing, danksy allerlei sensors, en uiteindelik gaan dit meer draagbaar word. Dink aan tegnologie wat ons soos 'n horlosie of bril dra. Dit los ons met 'n laaste belangrike vraag. Die beste rekenaar is inderdaad die een wat vandag in jou behoeftes pas. Maar soos hierdie tegnologie aanhou ontwikkel, kleiner, vinniger en kragtiger word, sal die toekoms gedefinieer word deur die antwoord op hierdie vraag. Wat gaan jy daarmee bou?